Maar ons gaan nou vir advokaat Oukamp vra om voort te gaan. Voorste, ek gaan so by vye dalk sit. Ek wil net begin deur, en ek was gevra deur die sekretaris om te sê, as ons net so 'n bietjie kyk na 'n opsomming van wat het ons oor die tydperk vir mekaar gesê, waaroor het ons saamgestem, waaroor het ons nou, ja, miskien is gewoon direk vir vinnig koffiekie, ja. So hulle is nie in volgorde nie. Ek het begin by die eerste sprekers en 'n punte neergesit wat ek weet ooreenstemmend is. So as hy nie jou presiese bewoording is, maar dis nie omdat dit nie so belangrik gehad is. Die tweede ding, ek wil nie hê dat dit 'n monoloog moet wees nie, maar ons tyd vang ons. So wat my voorstel is, en ek gaan nou ons geagte sekretaris op die, soos die Engelsman sê, op die spot plaas. Ek gaan 'n punt noem en sê hierdie ding is blou. As jy nie saamstem nie, lig net jou hand op. Sekretaris noteer dit net vir ons dat op daai spesifieke punt is daar 'n verskil. Ons kan later praat oor of is dit ligblou of donkerblou of wat se blou. Maar ter wille van tyd en van vloei. Maar daarmee sê ek ook by, as jy nie saamstem nie, dan weet ons dit en ons gaan verder praat daaroor. Anders raak dit nader aan 'n lang debat. Ek het so, en jy gaan dit nie glo nie, ons praat van verdeeldheid, maar ek het 35 punte neergeskryf waaroor ons ooreenstem. Ons staan, en ek gaan vinnig daardeur gaan. Die eerste is waarskynlik die heel belangrikste. Ons staan as 'n volk en individue skuldig voor God. Daaroor twyfel ons nie. Ons hoef nie eens verder op in te gaan nie. Ons is blind en doof vir God se woord. Ons weet wat hy sê, ons is baie duidelik daarop uit, maar ek gaan aan met my sonde, en ek dink dis waarna mooi verwys was toe vriend Piet gister gepraat het oor die kwessie van verootmoediging. Daar's baie skrifgetuienis waar die Here vir ons sê, verootmoedig jou. Wat het Christus gesê vir die vrou wat gesondig het? Gaan heen, maar sondig nie meer nie. Met ander woorde, en ek wil dit nou sê, ek weet hoe staan dit in die ander nie, maar in die Dopper se nagmaalsformulier staan dit baie mooi, en dit staan ook in ons belydenisskrifte, dat ek weet dit, want ek het hierdie vaste voorneme in my om nie meer te sondig nie. Ons moet daai vaste voorneme onthou, en ek dink ons stem daarmee saam. Die armoede is 'n krisis. Geestelik, ons is geestelik arm. Ons mense is geestelik arm. En fisies ook, met alles wat daarmee gepaard gaan. Ek sê graag wou uitbrei, maar ons het nie tyd nie. Verdeeldheid op hierdie stadium is verlammend. Die verdeeldheid in ons volk is verlammend op ons pad waarheen ons kan gaan. En dan, niemand het tot dusver geslaag om eenheid te bewerk. Ek dink ons is gegewe daaroor. En dan wil ek saam met dit sê, niemand se plan het ook nog tot dusver gewerk nie. Ek gaan nou 'n bietjie meer iets daaroor sê. Ons moet fokus op dit waaroor ons saamstem, nie die verskille nie. Eenheid moet gebou word op beginsels. Jy moet baie versigtig wees, daar's 'n verskil tussen beginsels en strategieë. Daar's 'n verskil tussen wat is die beginsel waarna ek staan en hoe leef ek dit uit. Dikwels dien die strategie die beginsel, mens moet dit ook onthou. Ons heil is nie in die buiteland te vind nie. Beteken nie ons kan hulle nie misbruik nie. Ons moet die historiese oorblyfsel gebruik en begin bou. Ons het 'n voetspoor. Ideologiese verskille behoort nie optrede te stuit nie. 'n Volksverteenwoordigende liggaam is noodsaaklik en aanvaarbaar, internasionaal ook. Ons moet begin fokus op die herstel van ons vryheid, en vriende, ek gaan vinnig hierdeur, want dit vat ons tog na 'n punt toe. Fokus op die herstel van ons vryheid om as 'n soewereine volk te bestaan. Ons jeug staan eenkant apaties, dis 'n geslag sonder kennis. Kerk het ons mislei, is die opmerking. Ek stem nie noodwendig daarmee saam nie, maar ek gaan nou vir julle sê hoekom dit is waar. Maar ek gaan nou vir 'n bietjie dalk net ietsie daarby sê. Die sommige kerke. Dankie. Ek dink dis 'n goeie byvoeging daar. Ek wil nie eers daaroor stry, maar dis hoekom ek gesê het ek stem nie heeltemal saam daarmee nie, maar ek dink daar's die antwoord. Gedeeltelik. Dankie. Slinkse strategieë, byvoorbeeld onteiening, swart ekonomiese bemagtiging, ons dink nou aan daai ding oor die back and closure. Ons het die morele, die prinsipiële en die juridiese gronde vir vryheid. Hierdie regering sal ons niks gee nie. Ons is onderhewig aan landswette. Die volk moet wilvry wees. Die volk het finansiële probleme. Daar's onkunde onder die volk.
Ons moet nuut en strategies dink. Iemand het vir my dit nou nogal mooi gestel, ons is tans in 'n oorlog sonder koels. Ek dink dit was Johan, ek dink dit was jy, vriend. Ons moenie 'n nodelose stryd voer nie. En my aanvaarding daarvan was, ons moet nie iets gaan doen wat nie nou 'n verskil gaan maak. Dit beteken nie ons moet nie daaraan werk, ons moet dit in plek kry. Maar ons moet fokus op dit wat nou kan begin gebeur en vir ons punte tel en wat belangrik is. Waar is ek nou? Daar is ek. Die vlam van nasionalisme moet weer aangesteek word. Ons moet hom weer laat brand. Ons moet weer aan ons gemeenskappe bou. Ons moet dit vestig, ons eie identiteit uitbou. Ons moet uitkom uit die stelsel, dis eintlik al reeds ondervang. Ons het ekonomiese groei en ondersteuning nodig. Die demografie is teen ons bevolkingsaanwas. Dis 'n groot probleem waarmee ons sit. Die verskillende, ons is negatief, die ander is positief. Die proses om uit te skuif uit die moederstaat is 'n baie moeilike en langsame proses. Die leuns wat oorgedra word, die leungees wat hardloop in die land op verskeie terreine, geestelik sowel as op die politieke terrein. Die invloed van invloed as ook wetgewing van buite af belemmer ons stryd. Ons kan wel buitelandse steungroepe begin werf, kyk daarna, en die instellings is deur liberaliste oorgeneem. Daaroor wil ek ook iets sê en ek dink dit bring ons by die kerk. Baie praat, maar min doen. Waar is die dam? Ons praat baie, maar ons kom nie by die uitvoering nie. Nie noodwendig, die party is net nie prakties nie. Waar is daai dam? Ons mense is besig om te vrek van die dors, en ons diere is vrek van die dors, want ons het nie 'n dam nie. Die kennis van die ouer geslag is noodsaaklik vir die oordra aan die nuwe geslag. En dan die gevoel dat daar is nie 'n toekoms in nasionale politiek nie. Nou dit was die punte voorster wat ek gaan neerstip het, wat eensstemmigheid was tussen wat ons gesê het vir mekaar. En wat ek dink in die algemene instemming gehad het, so wat ek die lyftaal ook gelees het. En mense kan baie daaroor uitbrei. Nou dis positiewe goed en negatiewe goed. Van is dan 'n bietjie positief, maar ons moet in hoe ons die pad vorentoe vat, moet ons hierdie goeders tog in ag neem. As ek 'n besigheid beplan, dan gaan kyk ek mos na hierdie tipe van dinge, wat is reg, wat kan ons nie, wat is my bedreigings, daai ou SWOT-analise wat afgeskiet word deesdae bly maar eintlik nog op die ou en waarskynlik een van die heel beste metodes. Ek wil die volgende net byvoeg, en dan gaan ek het gister nie enigsins gesê hoe my gevoel is oor sake nie, doelbewus dat ek nie om te poog om nie subjektief te wees nie. As ons praat van die kerke het ons in steek gelaat, of sommige kerke, en ons praat van die instellings wat gekaap is, dan wil ek vir julle sê, ons moet daai vinger net na ons toe wys, want ons volk se onbetrokkenheid het dit veroorsaak. En ek wil 'n gewaagde stelling maak. E.W. de Klerk kon nie reg gekry het wat hy reg gekry het as ons volk betrokke was nie. Hy kon nie. Net so min as wat verwoed 'n republiek sou kon vestig as ons volk onbetrokke was. As ons onbetrokke is, loop die ander ou met hom weg. As ek nie na my vrou omsien nie, en ek sorg nie vir haar nie, en ek gee haar nie die liefde wat nodig is nie, moet ek my bek hou as my buurman afvat. Dit klink verskriklik, maar dit is die realiteit. Dis die realiteit. En daai raak ons grootste probleem. Ons het toegelaat dat instellings oorneem. Ons het toegelaat, maak nie saak of die broederbond dit beplan het of wie nie. Ons het toegelaat dat ons instellings oorgeneem word. Ons het toegelaat dat, want ons kinders moet gaan swat, want hy moet na homself kyk en hy moet 'n toekoms kry. Ons het materialisties geraak sonder dat ons dit eers agtergekom het. Ons boer hard, ons werk hard in my besigheid, ek swat, ek doen alles wat ek kan. Jy kan later op die kerkraad gaan sit. Vra maar vir die kerkrade, vaardig af na klasses toe, as dit al die ouderlinge so. Jy moet sukkel om die ou daar te kry. Maar die liberalis wat 'n doel het en wat 'n dryf het, sy hand was eerste op. En dis hoekom dit swaai. Ek wil vir u dit sê, en ek gaan nou oorgaan na die jeug toe ook, net hierna. Net enkele opmerkings. Vriend Stein, jy het gesê, ons moet uitpresteer. En ek dink dit moet eintlik ons groot ding wees.
Die enigste manier, menslik gesproke, om hierdie goeters en mense te verander, en ook as ons praat oor die jeug, is presteer. Ons moet hulle uitpresteer. Ons moet eenvoudig wys, ons kan deurkom met 'n dinamika en met positiwiteit. As ons dit gaan begin doen, dan is ons in heeltemal 'n ander liga. Ek wil net vinnig op die kwessie oor wetsgehoorsaamheid die volgende sê. Dis baie maklik om te sê, en ek verstaan wat jy bedoel het, vriend Stewart, dis baie maklik voorstel om te sê, maar ons moet teen die wette ingaan. Kom ek sê nou vir u, as u nou gaan en sê, ons moet daardie stelsel gebruik vir 'n bankwet, dan sê ek vir u, ek is uit hierdie stelsel uit. Ag, vir 'n bankrekening. Ek is uit hierdie stelsel uit. Nie omdat ek harregat is nie. Nie omdat ek nie hou van wat hulle sê nie. Maar besef u wat, as ek môre betrokke is by 'n organisasie wat die FICA-wetgewing oortree, behalwe vir die risiko om tronk toe te gaan, word ek onmiddellik geskort. Nee, ek verstaan. Ek verloor ek mag nie as advokaat optree nie binne my finansiële dienste bedryf, word my lisensie teruggetrek en jy gaan nie vir my en my vrou en my kinders kos bring en vir my sorg as ek aftree nie. Daarom sê ons, alles wat ons kan doen, dan mag 'n tyd kom. En ek dink daar gaan dalk 'n tyd kom. Maar alles wat ons doen, moet ons binne die wet probeer doen. Eers wanneer dit werklik nie anders kan nie, en dis ook 'n skriftuurlike beginsel. Alles wat ek doen, moet ek binne die wet doen. Dan mag 'n tyd kom wanneer dit nie gebeur nie. So dit wil ek tog net sê. En dan is daar vir my tog 'n baie belangrik, en dis my gevoel. En vriende, jy kan nou vir my verskil voorstel. En ek probeer nie hier op tone trap nie, maar dit is tog belangrik. Enige persoon wat nou opstaan, en ek haal my hoed vir die Volksraad af, wat eintlik daai standpunt handhaaf op 'n sekere manier. Niemand van ons het 'n mandaat om namens die volk meer te praat nie. Niemand nie. So moenie opstaan en sê, ek het 'n mandaat nie. Ek het dalk 'n mandaat van 2, 3, 4, 5, 6 of 50 mense. Ek het nie 'n mandaat om namens die volk te praat nie, in elk geval nie namens die nuwe volk. Ek kan nie terugval op, die KP het 800,000 stemme getrek. So ons het 'n mandaat as ons nou met die KP skielik herwin en oorgaan nie. 600,000 van hulle is al dood. Nee, ander 200,000 stem waarskynlik DA. Maar in elk geval, ons het nie 'n mandaat nie. En dan moet ons baie versigtig wees. En Richard, ek sê dit vir jou openlik, oor my roeping. Ek moet baie versigtig wees. Oor wie sê ek, waar is ek geroep, vir wat is ek geroep? En ek moet myself gereeld gaan toetstaan. Almal van ons het daai roeping. Dat twyfel ek nie eers. Behalwe, ek wil verder gaan, ons het 'n profeet, priester, koning roeping om uit te leef. En ek moet my elke dag gaan toets aan daai roeping. Nehemia het opgestaan eendag en ek dink sy broer was nog onder hulle, het daar aangekom en kon vertel, die voorsitter het gister met Nehemia 1 ook vir ons daai het aangehaal. Het daar aangekom en gesê, toe vra hy, hoe gaan dit daar? En daar het hy begin. En wat was sy eerste ding wat hy gedoen het? Hy het op sy knieë gegaan en hy het tot God gebid en hy het namens sy volk gebid. Hy het vir sy volk gebid. Hy het homself nie eens uitgesluit as skuldig nie. En wat het hy toe gedoen? Hy het daai pragtige stuk, daai pragtige gebed, het hy gebid in Nehemia 1. Nie nou tyd om te lees nie, maar het hy gebid. En toe het hy gevra dat die Here hom sal seën, hom sal genadig wees as hy met die koning gaan praat. Want onthou, die koning het die wet van Medes en Perse gehad. Daai koning kon sy kop afgekap het, net omdat hy vir hom vra om teen die wet van die Medes en Perse aan te gaan. Hy het daai geweet, en hy het gegaan en vir die koning gaan vra. Nou wil ek daarom net hier so 'n lansie breek vir die vrouens, en ek verstaan nog nie, ek hoop iemand kan dit vir my eendag verduidelik, want ek wil bitter graag weet. Want niks in die Bybel staan daar sonder 'n doel nie. Maar daarna, wanneer hy toe nou by die koning kom, die hoofstuk 1 sluit af, ek was naamlik die koning se skinker. Maar in hoofstuk 2, wanneer hy by die koning kom en hierdie versoek, en die koning vir hom sê, hoekom lyk jy so treurig? En hy vir hom sê, staan daar, ek dink dit is min of meer die volgende woorde, julle kan nou maar 'n vertaling gaan kies. Die koningin het langs hom gesit. Die koningin het langs hom gesit. Sy het nie regeer nie. Die God gegewe, ingestelde skepingsordening. Waar ons as mans, verskoon die woordname,
te slapgat geraak het om ons werk te doen. Daar wil ons vrouens nie amp hê. Ons het te slapgat geraak om ons werk te doen. Ons bring die kinders gedoek om deesdae die jong mense, die jong mans maak kos, hulle kyk na die kinders terwyl die vrouens aangaan met ander dinge. Die skepingsordning was andersom, nie omdat 'n vrou swakker is nie, inteendeel. Maar as ons gaan kyk na wat het gebeur, en dan gaan ek nou nog met net die volgende sê rondom die skrif, en dit laat nie met my agtergrond op verstaan wat dit betref. My liewe vrou het hierdie mooie uitdrukking. Wat 'n verleentheid was dit vir die mans en vir Barak veral. Toe die Here gegaan het met respek gesê vir Deborah genade het en gesê, kom doen jy nou Barak se werk want hy's te sleg om dit te doen. En dis waar ons moet begin as ons praat van ons jeug. Ek wil die volgende 2 voordat ek net uitkom by die jeug, want dit is bly 'n belangrike punt. Ek wil vir die volgende 2 skrifgedeeltes aanhaal. Die een kom uit Sagaria 8 uit. En my vraag aan u is ons daar? Is ons daar? En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê, kom laat ons heen gaan in die aangesig van die Here om genade te smeek en die Here van die heerskare te soek. En die Here hier is die hoofletter is die verbondsgod. Ek wil ook gaan. So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die heerskare in Jerusalem te soek in die aangesig van die Here om genade te smeek. So sê die Here van die heerskare, en dis die punt, is ons daar. In die dag sal 10 manne uit al die tale van die nasies die slip van die Joodse man gryp en vas en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Is ons daar? Wil ons jeug, wil ons vrouens saam met ons gaan, want sy kan sien God is met my. Leef ek het so? Ekskuus, ek raak behoor, lief goed. My noem is klein bietjie verskoot. Sagaria 8 vers 4. Ek wil net hier op Sagaria 8. Ek is Nee, Sagaria 8. Jy is hom gou kyk. Sagaria 8. Voorstel en dan net die volgende. En dit is wat ek my die inleiding gaan gee. Ek gaan dit nou net doen. Ek wil eers gou oor die jeug praat. Tot hier is eintlik die inleiding. Ek is nie negatief oor die jeug nie. Ek het die voorreg gehad en vergeet van alles wat julle in die koerante gelees het oor die Dokker synode. Dit was waarskynlik een van die mees behoudende synodes, reformatoriese synodes, wat daar gehou is in die laaste, ek weet nie hoeveel jaar, maar die 8 wat ek nou neem, dit was my 8 keer daai gewoon het, was dit 'n ongelooflike ervaring om te sien dat die jong manne, die jong predikante, so behoudend is, skrifgebonde wil wees. Hulle sukkel om te verstaan, waaroor beklei die ou manne. Die ouderlinge het vir die eerste keer in hierdie 8 jaar, was daar 'n klomp ouderlinge, jonger manne, wat 'n weekse verlof moet insit, en kom, en ongelooflike goeie bydraes, sinvolle bydraes, skrifgefundeerde bydraes te maak by die synode. Nou baie mooi goed gebeur. Wat werklik wat dit is 'n ander gesprek, maar wat baie gebeur, sien net die vrou in die aand. Dit was die minste. Maar dat die ouderlinge op 'n stadium gesê het, en daarvoor moet ons ook oppas in ons eie lewe in die politiek, dat dalk by die ouderlinge nou 'n bietjie ingryp van hierdie predikante is besig om so met mekaar te stry, dat ons nie na 'n punt toe kom nie. En die jong manne wat daar was, het sterk begin optree. Ons kon dit sien. Hulle het 'n ywer daarvoor. Ek weet hulle preek is nog nie waar dit moet wees nie. Maar dit is ywer daarvoor om in die diens van die Here te staan en die regte dinge reg te doen. En dan met van hierdie ouetjies gesprekke gehad. En ek gaan dit nou so 'n bietjie anders omgooi voorstel net vir nou moet jy nie meer as iemand hand opsteek neerskryf nie asseblief. Ek anders is jy tevrede oor die antwoord by die kerk wat ek gesê het. Jy wil ek wil ons dieselfde lyn. Okay. Oom Hendrik, bou 'n museum. Ons het groot respek vir Oom Hendrik. Ek is nou jong nie, so terloops. Ons het groot respek daarvoor Oom Hendrik. Maar ek gaan nie nou weer hierdie ding loop nie. Maar ek weet Oom doen dit. En dit is goed dat Oom Hendrik dit doen.
Want ek weet eendag gaan ek hier deurloop. Maar nou wil ek vir julle 'n ding vertel. My pa was 'n KP. My skoonpa was 'n HNP. Weet julle wat sy hulse stryd was dit elke keer as ons 'n familie by mekaar kom sien? Die een sê daai verraai, daai en sê jy's agtertans. Julle kom nie by mekaar uit nie. Hoe wil jy moet ek trots wees op die Afrikaner volk? Julle sit selfs in 'n vergadering en vertel hulle vir my 80% veel mense is verraaiers. En die ander 20% is die wat sê die ander is verraaiers. Waar moet ek volkstrots begin kry? Hoe kan ek trots wees op 'n verraderlike volk? Ons sê ons wil volkstrots hê, omdat ons volkstrots gee. Maar al wat julle vir my vertel is hoe verraderlik is my volk. Julle kla met my omdat ek Springbok rugby kyk. Maar daai advertensie van Chevrolet. Ons hou van braaivleis, rugby, sonneskyn en Chevrolet. Ons wil ook net 'n kar hê. Ons wil ook braaivleis hê. Ons wil ook rugby kyk. Maar dis wat julle vir ons gegee het. Want julle was ons onbetrokke toe julle daar moes wees, dus julle moes nie daar nie. Toe gaan stem julle mos nie, toe laat julle toe dat die media hulle vertel en julle vra vir my baas die jeug. Julle sê vir my ek moet nie gaan stem nie. Of aan die ander kant sê hulle vir my jy moet gaan stem. Maar as ek gaan kyk vir wie moet ek stem, dan kyk ek terug. En ek sê vir 34 jaar het jy ook gesê stem is 'n strategie. Niks bereik nie. Jy kan nie eens my sê wat jy gedoen nie. Aan die ander kant, my skoonpa het vir 34 jaar gesê, moet nie gaan stem nie. En as ek wil vra, wat het jy met jou nie stem gemaak, dan kan ek ook nie vir my iets wys nie. Ek probeer net, daarom die beste kry wat al my dorp is vir my. So moet met my praat oor stem nie. Moet nie met my praat oor die verlede nie. Ek gee nie om, of Ewie de Klerk 'n vraaier was of nie. Want ek is gebore na die ou blikskottel dit gedoen het. Ek is gegewe, ek is toegedeel met hierdie. As julle met my wil praat, as julle wil ons voortgaan, raak 'n bietjie rustig oor wat voor die tyd gebeur het. Want ons hoor 2 stories van dieselfde mense af wie ek altyd lief is. Waar moet dit nou uitkom? Kom ons begin weer 'n trots bou. Geef vir my ook iets om trots te raak. Want 'n reël volks eie skole. Maar die ou wat dit reël wil nie by die ander ouens opsit. In 'n vergadering ons praat oor die volk se toekoms nie. Julle wil hê ek moet my sport los. Maar dit wat vir my lekker is, maar jy kon dit oefen soos jy wil. Julle predikante stry met die dokter se node. Een haal die skrif uit en sê die vrou mag nie aan. Die ander een sê sy mag nie. Daai selfde synode se mense sit in stryd. Ek sal die kerk skeer omdat die vrou nie in die aand kan wees nie. Die ander een sê ek sal die kerk skeer want die vrou mag nie in die aand wees. Wie moet ek glo? Jy sit in 'n synode en jy vertel vir my dat die guy mag maar op die preekstoel staan. Maar jy het die arrogansie om my te kom en vir my te sê, toe ek uit armoede, ek en my meisie nie kan trou nie. Vir my te sê, jy mag nie meer daar bly nie. Waar lê die waardes? Dis van minstens natuurlik. Maar waar lê ons waardes? Hoe moet ek jou as 'n predikant glo, as jy vir my wil begelei, die pad vorentoe? Ek interpreteer liewer die Bybel op my eie. Ek gaan liewer na waar dit lekker is, as waar ek gaan waar die diepte lê. Want daar waar die diepte lê, daar is dit nie. Daar is dit eie gewin, daar is dit eie belang. Dis hartseer. En nou verstaan jy hoekom ek vir jy sê, ekskuus, ek val myself nou rede. Nou verstaan jy hoekom ek vir jy sê, hierdie synode was vir my 'n absolute hervorming gewees. Want dit het teruggegaan skrifte. Voorstel, dis is die jeug voel. Gaan praat met hulle. Gaan praat met hulle. Ek wil nie weet wie's verwoord nie. Want as ek in my werkplek sê, ek het na verwoord se fees toe gegaan, gaan iemand my daar weer in die rug steek, en ek gaan die bevordering kry. Ek wil nie praat oor die verlede nie, ek wil nou praat oor die toekoms. En voorstel, daar moet ons begin kom, en ons moet begin positief raak oor die toekoms. Ons moet begin dink, ons moet begin soek, en ek kan verskil van jou hoe ek wil. Kom net met iets op die tafel, en kom ons praat daaroor. En dis wat ek wel die waardering het, bijvoorbeeld vir vanoggend, dis presies wat die adviesraad moet doen. Kom na die volksraad toe, met gedagtes.
Dis hulle saak om te oorweeg hoe hulle dit hanteer. Dis absoluut soos dit moet wees, en dis reg. Voorstel in Jeremia 29, lees ons die volgende. En dis toe die Here, toe die volk in ballingskap was, en hy het sekere opdragte gegee, maar nie 'n belofte. Hy het gesê, bou vir julle huise. Onthou hulle is in ballingskap, en hulle weet hulle gaan nog 'n paar jaar in hierdie ballingskap wees. Bou vir julle huise, en bewoon dit. Lê tuine aan en eer die opbrengs daarvan. Trou, en bring kinders in die wêreld. En laat hulle trou, en die kinders in die wêreld bring. Dis 'n ballingskap. En die eentjie verder sê hy, bevorder die belange van die stad waarheen ek julle weggevoer het. Bid op my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. In die kern van wat daar staan, die wekroep is duidelik, bid op my, vervul jou roeping, ek sal jou seën. En dan kom daarmee saam met dit, en dit is waar ons nou oorgaan na die res van die aanbieding toe, kom net hier opkry. Daar is gesê, ons moet net alles wat in duie stort. En ek verstaan wat is hier in nasie, en ek verstaan wat sy bedoeling agter dit, dat ons alles in duie wat stort en begryp. Maar weet jy, 'n goeie vriend van my, wat 'n baie goeie boer was, ons het gesê, hy het nog geen, en eintlik is die ding nie net die losnoer, ons moet net bid. Hy het nog geen boer gesien wat suksesvol is, wat in die oggend op die stoep gaan sit, en heeldag Bybel lees en bid, en die engele het die trekkers uitgetrek en geploeg en geplant en die stroopers gehaal en die oes ingebring nie. Jy moet werk en bid. Voorstel as ons aangaan, ek het probeer, en dit is die voorlegging wat hier is, die struktuur, as jy my gaan begin om 'n sluk vir my net as 'n koffie te vat. Die struktuur wat ons hier het, is al aangebied. Dan sal ek dit al vir jou ook al 'n keer gewys het. Is al aangebied, bietjie al gekyk, aangeskaaf en geskaal. En ek het probeer om die punte wat ons van belang het, en die bekommernisse wat ons het, te kyk tot watter mate kan aangespreek word hierin. En die gedagte is nie hier dat hierdie liggaam hierdie ding moet vat en dit om hardloop noodwendig. Die gedagte is hier om hom verder uit te brei en te begin implementeer, sodat die boerevolksraad iets het waarmee hy kan werk. En dit het baie mooi vriende Annelies aangepas, maar dit het gister gesê dat julle wou departemente daar gestel het. Dit is die konsep waarna ons moet gaan kyk. Want ons moet onthou, die huidige bedeling gaan dit nie vir ons net gee nie. Maak nie saak nie. Ons kan wetgewing uithaal, enige ding. Ons moet gaan werk daarvoor. Ons gaan besondere dinge doen. En daar is 3 fases wat vir ons krities belangrik is. Die eerste fase is die nou. Ons moet oorleef. Ons moet oorleef. En daarom is ek nie so kwaad vir AfriForum vir solidariteit altyd nie. Hulle doen sekere dinge verkeerd, definitief. Maar hulle doen goeie dinge ook reg. Want ek het dit nie beter gedoen nie. Daar is akademia wat op die grond kom. Daar is goeders wat na vore kom. Daar is 'n oorlewingsstryd nou. En ons kan dit nie los vir die langtermyn ideologie nie. Dan is daar die vryheidsstryd. Wat gaan ons doen om by vryheid uit te kom? Party gaan langer vat, party gaan korter. Dit kan 'n lang fase proses ook wees. Ons weet nie. En dan die derde ding, as hierdie hond die kar gevang het, wat maak ons met die kar? Dit help toe ons jaag vir vryheid, en ons kom daar, en ons het nie idee wat maak ons met onsself nie. So intussen tyd is deel van hierdie oorlewing en deel van hierdie werkproses om te sê, en ek dink dit is presies julle denkerigting ook gewees, kom ons begin 'n regering in afwagting vorm. Ons begin 'n regering in afwagting vorm, want ons kyk slap na ons mense, al het ons nog nie daai vryheid nie. Al is dit ons taalkundig nog nie daar uitgekom nie. Want dis die ander ding wat ons vir mekaar net moet sê. Ja, as ons nie ja gestem het nie, of as dit nie gebeur het nie, my pa het altyd 'n goeie uitdrukking gehad, as die hond nie geding is, het nie het hy die haas gevang.
Ons kan nie op asse werk in ons beplanning vorentoe nie. Ons moet nou van mekaar sê. En ernstig, ek weet nie waar staan dit, maar ek wil dit nie heeltemal in die lyn bring nie, maar die skrif sê ook ernstig dat jy moet 'n klomp dinge doen, want jy weet nie watter een gaan geluk nie. Hierdie ene of daai een. Ons hoef nie met mekaar te beklei oor sekere, as hy op 'n beginsel begronding is, in die aard van die saak, oor sekere strategieë en gedagtes nie. Maar luister my uit oor myne, ek sal jou uitluister oor joune. En kom ons vind mekaar op die integriteit daarvan. Want weet u, God se werking is so onbeskryflik. Vanoggend gesê, die heer Liebrecht het gister die mooi woorde gebruik oor die skrif. Ek verstaan nie die mechanika nie, maar ek verstaan die dynamika. En dit is vir my so mooi gestel. Ek verstaan nie God se werking nie. En beloof julle, ek wil, maar ek verstaan dit nie. Maar wat ek wel verstaan, is die uitkoms. Wat ek wel vertroue in het, is die uitkoms. En ek glo vas in my hart, God sal ons vrymaak. Of het oor 70 jaar is, maak nie saak nie. Maar hy het nie nodig om ons vry te laat word nie. Ons moet dit ook net onthou. Ek glo, hy gaan. Maar ons praat maklik met mekaar van die Gideonsbende. Maar weet jy wat? Daai Gideonsbende het 'n totale verkeerde aanhaling geword. Want wat het by Gideons, wat het daar gebeur? Die volk het opgedaag. Die volk het gesê, ons is bereid om te veg. En toe sê hy, nee, ek gaan nie die volk laat verheerlik, jy vat vir julle 300 man, kom ek wys julle. Ons moet die volk kry om te kom veg, dan sal God besluit hoe. As ons dan in daai pad loop, en dis ons aanvaarding. Met ander woorde, kom ons oorweeg alle moontlikhede. Hulle hoef nie teen mekaar te werk. Ek wil vir sê, ek is nie oortuig dat daai proses vir julle gaan slaag nie. Maar ek gaan nie teen hom werk nie. Want sou hy slaag, beteken ons het die eenheidsstaat gebreek. As 'n man binne die parlementêre stelsel daan geveg het voor, onthou nou net een ding, tot nou toe het dit niks opgelewer om niemand te beklei daarvoor. Maar as iemand binne die parlement aan sy slaag om minstens minderheidsregte daar te stel, het ons gevorder om selfbestuur daar te stel, het ons gevorder. Ons weet wat gebeur. Die regering verander die wetgewing meer. Hy verander die regulasies. Niemand het nie gepraat van solidariteit in Afriforum wat hom gaan vasloop. As gevolg van Richard, as gevolg van wetgewing. Ons weet dit. Maar dit is deel van die stryd. Dit is deel van die pad. Kom ons laat die uiteindelike ding, die uiteindelike voertuig. Kom ons sit hulle daar, maar ons laat die uiteindelike keuse wat ek amper sê God se hande. Kom ons staan terug en sê, Here, ek kan nie. Ek het dit nie. En nie een van ons het dit nie. Maar ons werk met alle ywer vir dit wat die Here vir my in my hart gelê het, die pad sou wees, sonder om teen mekaar in te gaan. Want dit is nie nodig. En ek dink dit bring ons by daai baie moeilike punt wat ons net al gesê het, ons verskille, selfs ideologiese verskille. Ek dink dit was jy wat dit gesê het, as ek reg onthou. Ons ideologiese verskille hoef nie optrede te stuit. Voorstel ek gaan aangaan om tyd, ekskuus my tyd vat. Ek dink net as ons vinnig by mekaar daar is, baie klein. Maar as ons mekaar sê ons bely dat slegs werktye in God se hande is, dat hy die beskikker is oor die lotgevalle van volke en nasies. Ons kan en moet ywer asof alles van ons afhang. Maar ons moet bid en glo dat alles van hom afhang. Ek sit alles in wat ek kan, maar ek doen dit en wag op God vir die vrug daarvan. Ek sê amen op daai. As ons na die tweede punt toe gaan, ons begronde. En hieroor stem ons nog, dink ek saam. Die Boer-Afrikaner is deur God drie enig aan die suidpunt van Afrika geplant om hier tot sy eer te lewe. Die handhawing en beskerming van ons kultuur is noodsaaklik in die uitlewing van ons volkswees en ons roepel. Ons volk is geregtig om in volkomme vryheid oor homself te regeer en sy volkshuishouding in te rig volgens ons Christelike nasionale lewens- en wêreldsbeskouing. Ons doelstellings, wat wil ons nog bereik? Ons wil onsself meewerk daartoe dat ons volk weer besiel word met die idealisme en 'n toekomsperspektief. En wat is daai idealisme? Is dit volksvryheid? Nee, volksvryheid is sekondêr. Ons idealisme moet wees om 'n godsvolk te wees, of 'n volk wat God dien en eer in alles, het sy in verknegting of in vryheid. Dis ons hoogste ideaal as 'n volk. Om 'n volk te wees wat God te dien en eer, het sy in verknegting of in vryheid.
En ons glo dat die beste manier ons dit kan bereik, is juis as ons besiel word tot idealisme van vryheid. Want wanneer 'n ander volk oor my regeer, sal hy altyd te sê hê oor hoe ek my God moet dien. Altyd. 100%. Ek moet oor myself regeer, om my God werklik te kan dien, soos wat ek glo moet uit die skrif uit. Maar as ek nie in daardie posisie is nie, moet ek nog steeds my God dien, soos wat ek glo dit reg is. Ons wil ons volksgenote tog opwek tot betrokkenheid op al die terreine van ons volkshuishouding vinnig gaan. Die internasionale erkende reg vir selfbeskikking van ons volksgenote tuis te bring en te bevorder, volksgenote in te lig en van kennis te voorsien ten einde hulle staat te stel om op tans 'n grondstandpunt in te neem daarvoor ontstaan. Gister die opmerking gehad oor die nee-stem en die ja-stem. Dat die ja-stemmers van daai tyd, my vrou het ja gestem voordat ons getroud is in die aard van die saak. Want sy het ja gestem. Sy is vandag meer konservatief as wat ek kan wees. Want hy was waningelig. Ek het in die weermag kamp gedoen met die laaste referendum. En as jy gaan kyk hoe die nee, dit is nie die laaste referendum, dit is in die 80 83, nee, referendum. Ons was oorgegooi, toegegooi, geïndoktrineer oor die ja-stem. Ek en my kollegas daar, wat saam my jong mannetjies was, wat sy ouers onbetrokke was en nie geleer het, blameer vir wat gebeur het. So, kom ons kry ons mense ingelig, want jy weet waaroor dit gaan. Ons wil in 'n fasiliterende hoedanigheid geleenthede bied waar ons volksgerigte organisasies mekaar gesprekke tree, mekaar kan leer ken, kinderagtige optrede bevorder, dis toch wat ons eintlik hier doen. En ons wil ons kultuur laat herleef en gedek. Nou is die vraag hoe. En dan is daar 3 belangrike komponente voorstel. Die een is 'n gestaaldkundige politieke proses. Vryheid is 'n gestaaldkundige begrip. 'n Maksimale eendragtigheid en strategie moet gevind word terwyl die groter volksbasis hieraan steun moet gee. Selfs na 'n oorlog, as jy daai vredesverdrag teken, is dit 'n politieke daad. So daai ding van politiek is dood, politiekery, en ek dink jy het gevra om ons onderskei dit. Daar is politiek elke dag ter sprake. Oorlewing, meganismes, ek gaan nie meer daaraan praat, maar dinge soos veiligheid, ekonomiese oorlewing, maatskaplike en geestelike gesondheid, en ons volksgenote in die buiteland. Vriende, daar is 'n geweldige sterk groep. As ons daai groep kan begin kry om weer te glo in iets, hy verdien in dollars. As hy vir my $100 'n maand gee, kry ons 'n geweldige bedrag. Ons moet hulle nie vergeet nie. Ons wil hulle terug hê in ons land. Ek weet, hy het gedros op hierdie stadium. Maar baie van hulle het nie 'n keuse gehad as om te dros. Ek praat nie vir die ou wat doelbewus gesê, ek praat met die land, ek vat my goed nie. Familie wat in Australië, in Nieu-Seeland bly. Nou vra ek vir hulle het geëmigreer, hulle wil niks meer in die land doen, hulle betaal belasting nie. Hoekom dit duiwels kry vir die springbokke? As jy dan niks meer land wil te doen nie, los dan die bokke vir my. Wie is jy om op my bokke te skree? Jy wil dan niks hier te doen nie. Voorstel, die volkshuishouding. Ek begin ons nou by die kern van die Daar's 5 pilare, na my mening in die volkshuishouding. Dis 'n staatkundige pilaar, 'n kulturele pilaar, 'n maatskaplike pilaar, 'n ekonomiese pilaar, en dan die ondersteunende pilaar. Ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom sê. Hou hom maar net so 'n bietjie aan die dink aan. Dis die pilare van ons volkshuishouding. En dan is dit belangrik, want hier kom die BHV ook in, die koördinering, oorsig en advies oor hierdie hele struktuur. Die koördinering, dis die aanvanklike span wat die koördinasieproses van die proses hanteer. Dit is nie noodwendig een ek nie, maar dis iemand wat die proses vat en hom 'n bietjie besturing van grond af kry en aangaan, wat die departemente op die dinges neersit. Hierdie is my kritieke aksie. Dis die oorsigpaneel, dis wat toesien dat die werksgroepe binne ons begronding, ons doelwit en ons mandaat werk. Want ek wil hierdie spanne, hierdie werksgroepe, moet ook kom dink. Ek wil nie hy moet daar gaan sit en hy kom in met 'n swart tot nie. Hy moet ook kom dink. Maar uiteindelik is daar 'n gewete wat gaan kyk, is jy reg. Want jy weet, as jy beplanning doen, as jy besigheidsbeplanning doen, en jy trek weg met jou ou geëinte maniere, dan gaan jy presies dieselfde doen as verlede jaar. Maar as jy bietjie baie wyd dink, dan maak jy jou kop oop, en dan verander jy dalk dit wat jy verlede jaar gedoen, gee jou net die regte, soos Engels maar sê, tweak, dat hy lekker werk.
So, daai is my kritiek belangrik, want niks wat hierdie ouens aan dink, moet nie getoets word nie. Dit moet getoets word. En dan 'n advies en perspektief, 'n paneel wat ook individueel genader kan word. Daar's ouens met wie ek nie 'n pad wil loop noodwendig as ek kom by my volksake. Maar nou wil ek vir jy sê, as jy vir my sê ek moet 'n ding oor die ekonomie gaan hanteer, dan gaan ek glad nie sleg voel om met Dawie Rood te gaan praat nie. Want Dawie Rood deel nie ons vryheidsstrewe nie. Om met 'n ander die dae te gaan praat oor wat sien hy nie, wat ek moet weet, hoe dink mense, wat gaan aan. So daar is 'n paneel wat ad hoc optree. En dan belangrik waar ons nou staan. Die BAV en die adviesraad tree op as sien ek die woord tussentyds. En die rede daarvoor is nie omdat dit 'n tussentydse ding is nie, maar hulle het 'n opdrag. En hulle opdrag is om volksgesag te help vestig nou. Dis my siening daar, een van die opdrag. Met 'n agneming vir die adviesraad. Baie is, Teken daar weer blou. nee, jy kan gaan praat, asseblief, hier kan jy gesels. Nee, want nie meer tyd mors nie. Nee, kortliks. Die volksraad soos dit tans is, het 'n bepaalde en 'n baie afgesluite opdrag, mandaat gehad. En om nou as 'n volksgesag op te tree, gaan buite daardie mandaat. En ons sal daai saak moet kan regstel. Okay. Ek dink nie ons verstaan baie vir mekaar nie. Dis deel van ons sê tussentyds Afrikaner Raad, wel, julle is 'n volksraad. En as ons gaan kyk na die opstelling, maar dis reg, Andries, ek hou van dat jy dit so sê, ons kom nou daarby. Koskyk gou gerus. Watter departemente praat ons van? En onthou, hierdie is net goed wat onder andere daarin val. Die staatkunde, die huidige bestel. Ons sit met nasionale en plaaslike en provinsiale wetgewing en 'n struktuur. Ons sit met plaaslike strukture. Regskunde, justisie, wetgewing en ondersteuning. Ek het volgende opmerking gemaak, en ons het dit toe eintlik effens bespreek, die geldstelsel. Dat daai geldstelsel, wat daar gekyk word, daar moet tog ondersteuning wees, om te kan sê, ons het hierdie plan, gaan kyk hoe kan ons binne die bepalings van die wet uitvoer. Want ek wil nie mense wat goed gaan doen met sy agtersteewe in die tronk sit. Ons wil dit nie. Ek het by die huis, het ek nou 3 lamppale, 3 vlagpale, wat ek nou hoog op gesit het, dat hulle hoog op is. En nou nie nou daar, want ek sê by die huis, by die vuurkleur die Vrystaatse vlag en die ou landsvlag waper. Ek weet die ou landsvlag is ons nou glad nie. Maar voorste, ek het 'n museum by die huis. Ek mag hom doen, want dit is 'n kulturele ding. Ek mag hom waper as 'n ou vlag, in gevolg in die museum. So dit gaan vir my 'n bietjie moeilik, met my wegkom daarmee. So kom net vir my huis, gaan met 'n ander sak. Dis 'n tegniese punt, want dis wat ek sê. Daai regskunde moet nie net ek sit en sê die letter van die wet sê nie. Ek moet gaan kyk hoe kan ek hierdie ding draai, dat hy deelneem. Internasionale betrekkinge, ander volke in die buiteland, ander volke in binnelands. Presies wat ons daar ervaar. En ook ons verhoudinge in die buiteland. As ons dalk buitelandse ondersteuningsgroep het. En dan sal jy sien het ek hom as volksstaatkunde totaal apart gesit. Alles wat ek doen het met daai volkspolitiek. En daar is elemente so selfbestuur, tussentydse elemente, interne autonomie, selfbeskikking. Interne autonomie is 'n gevolg van die Verenigde Nasies Handves van die regte van volke. En vir selfbeskikking. Dis nie dinge waarheen ons gaan. Dit mag dalk op mekaar vorder. Selfbestuur is iets waarmee solidariteit baie besig is. Want dit mag dalk op mekaar volg, maar nou moet jy ook onthou. Ek wil vir my mense wat dalk om welke rede buite my uiteindelike volksstaat grense val, wil ek ook reg hê. En dis waarskynlik waar dit gaan kom. Dat hy die reg het om binne daai gebied eie skole te doen. Goed, kom ons praat by veiligheid, selfbeskerming, gemeenskap, en hierdie is met 'n doel en jy kan self afvang. Paramedies, brandweer, rampbindlik. As ek my veiligheidsstrukture binne die begronding van die wet reg het, en ek my jong manne weer opgelei om brandweer te kan doen, ramp en nood te kan hanteer, as ons jong meisies opgelei om medies te kan hanteer, paramedies te kan hanteer, saam met dit, want ons 'n formidabele span om ons te help as ons die dag nodig het vir ander redes ook. Kulturele werkskoepe godsdienst, ons gronding, die handhawing van ons godsdienst, die belewing daarvan, die uitbreiding, en dis die kern, morele herbewapening.
Ons moet ons volk moreel herbewapen. Hierdie ding van dat ek die alfabet brigade goedkeur. Soos nou die LGBTQ+. Dit is maar alright. En dis ons jong mense se probleem. Pa, ek werk saam met hierdie mense. Ek werk saam met hom. Hy is heeldag saam met my. Ek kan nie met hom in 'n stryd betrokke raak nie. Dis 'n probleem waarmee hy sit. Maar ek wil minstens moreel kry op die punt dat hy so bewapen is dat Satan nie sy kloue inslaan omdat hy daai langs hom het. Onderwys, die sektor, primêr, sekondêr, tersiêr gefokus. Ek wil 'n mooi voorbeeld hê die voorste, as ek vinnig mag 'n voorbeeld gebruik. Die moslems, die Grieke, Rooms-Katoliek hoofsaak, of Griekse orthodox baie van hulle, die Jode, hulle het kerklike naskoolsentrums. Ons sit hulle saam in die tatjie in die skool. Ons los hulle by die selfde skool waar ons klaar. Dis waar hulle naskoolsentrum is. Maar ons kerke het mooi sale, ons kerke het mooi katekisasielokale. Kan ons nie begin dink daaraan, hoe kan ons vir ons kinders kerklike naskoolsentrums oprig? Ja, daar is baie wetgewing probleme. Maar dis waar vir daai adviesliggaam dan moet wees, hoe werk ons dit uit? Wat kan ons doen? Laat ons kinders na skool kerk toe of na die kerklike terrein toe gaan en daar hoef ons nie te sê, maar jy moet na die dokkers of jy gaatjie ponders toe gaan nie. Daar kan jy na 'n relatieve Christelik gereformeerde kerk toe gaan. En daar leer jy weer om jou middagete, al is dit toebroodjies in 'n bosblikkie, te bid voor jy dit eet. Daar leer jy weer godsdiens. Daar kom dit weer terug. En daar word die evolusie-teorie wat so verkondig word 'n bietjie teëgewerk. Ekskuus vir so. Taalkunst en kultuur, Afrikaans, ons taal, en ek onderskei tussen die twee met 'n doelbewuste rede. Ons taal, die gebruik van ons taal. Mense, ons die mooiste Godgegewe taal. Ons die mooiste taal, en kyk hoe gebruik ons mense op. En ons is selfskuldig daarin. Kyk hoe spel ons kinders. Ek wil nie eens praat nie. Maar dis nie eers by ons kinders dit voorstel. Dis die hartseer. Dis ons geslag wat so doen. Dis regtig. Dis great om te hoor as iemand mooi Afrikaans praat. Dis hierdie ding. Dis daai ding. Tot groot mate is dit daai ding. Maar dit is soos dit gaan. En ek my een seun praat altyd van as hy ding sien. Dan sê hy dis awesome. Awesome. En sy vrou raak altyd van so kwaad as hy dit doen. Maar wat sê hierdie awesome ding? En dan sê hy dis awesome rowe. Maar in elk geval, kultuur, kunstvorme, vermaak, TV. Jy weet, ons sit met kunstenaars daar, wat so behoudend is. Maar hulle sit vasgevang ook in 'n loopbaan. Ons is te arm om vir hulle te kan laat leef. En kuns verander die wêreld. Ja. Of ons dit nou wil erken of nie. Kuns verander die wêreld. Histories en erfenis, ons kultuurskatte, pragtig. Ons volksfeeste, die reëlings van dinge is. Kultuuroordrag, nie dra ons hierdie goed aan ons kinders oor. En weer eens die belewing daarvan. En dan sport, er is al 'n volkseie sport. Ek was vir baie jare, net meer as 30 jaar betrokke by fietsry. Ek het aan einde verlede jaar het ek besluit ek wil 'n bietjie fokus op hierdie goed ook. En of bietjie meer. Ek het gelos. Ek het altyd vir die jong mannetjies, as hulle op hulle fietsse klim. Want onthou dit is 'n spansport ook al, ek het dit altyd so nie. Maar dit is baie individuele sport. Ek gesê, jy is besig om internasionaal weer te doen. Want jy neem teen ander volke deel. Dis internasionale sport. Maar ons moet volkseie sport ook ontwikkel. Hoekom moet ons by die bokkie weet net rugby en netbal? En ek weet nie wat sal. Is nou daar's 'n paar gebly, okay, ek dink cricket is ook nou al baie, ek is seker. Maar wat van daar ons kan uitpresteer? Skuifskiet, hoogskiet, jukskei, selfs rolbal, fietsry wat nie die spansport fietsry is, kan hulle nie. Hulle kan hulle maak wat hulle wil, jy kan tog nie as ek beter presteer as hy, hom kies nie, en as jy hom kies, is dit diskriminasie ooglopend duidelik. Spansport is moeilik.
Want daar kies jy 'n span wat die een ondersteun die ander ene en daar volgens kan jy mos van die woord weg. Maar daar is soveel sport, toutrek. Kom ons moet volkssport so uitbrei, dat hierdie laaitjie sê, mooi laaitjie, is laaitjie Afrikaans, ek dink so. Ja. As dankie, as hierdie ou wil sy sport beoefen, moet hy sê, weet jy wat, ek het nie nodig om teen daai klomp te gaan. Ek het nie nodig om teen hulle te kompeteer nie. Gaan kyk na my syfers wat op die internet gepubliseer word oor hoe skiet ek. Gaan kyk na my syfers wat op die internet gepubliseer word oor wat was my tyd op die padfiets of op die werkfiets of wat ook al. Hierdie is waar ons jeug weer gaan terugkom. En dis waar ons hom die trots gaan kry om nie vir Siya Kolisi se span te skree, want hy wil so graag net iets sê wat positief is. Hoekom werk rugby so goed op die oomblik? Ons rugby is goed, dat ons nou sê wat ons wil. Ons rugby is goed, ons is die beste in die wêreld. Daaroor twyfel ons nie, die span soos wat hy daar is. Dis iets waarop jong mense daarmee trots het, want dis boggel in hierdie land om op trots te wees. Dis die harde werklikheid. Goed. Maatskaplike werksgroepe, gesondheid, ons praat van private sorg. Daar is openbare dienste, maar kyk hoe lyk hulle. Dis nie die departement, dit beteken nie alles moet aangespreek word. Tegnologie, daar's 'n wonderlike ding nou weer, so ons sal nou weet van dit. Hy's onder iets so groot soos die, wat jy kry, en dan sit jy hom hier, met 'n rekenaar deur na 'n dokter toe. En dan sê jy vir skuif daar. Hou hom by jou oor, fokus op jou oog. Hy kan in Kanada sit, en hy kan 90% van diagnoses, kan hy met tegnologie hanteer. Ons ou mense het reg stad toe, want hy moet by mediese sorg wees. Ons dorpe verarm verswak. Hy verswak nie, dis nie, hy verval nie. Want ons mense het, tegnologie kan gebruik word, ongelooflik goed. Welsyn, en hierdie dink ek is vir ons grootste probleme. Bejaardesorg, die gesinsstruktuur in totaliteit. Daai man wat sy dogters laat rondloop terwyl hy val. Ek stem saam met hy nie eens geskiet word nie, net seker. Vaardigheid ontwikkel. Mense, ons arme mense wat nie kan nie, het vaardigheid nodig. Haweloosheid wat erg raak. En armoedesorg is deel van daai. Geestesgesondheid, maatskaplik, die algemene maatskaplike situasie. Besef jy wat se depressie gaan ons deur op hierdie stadium? Besef jy dat wêreldwyd, maar in Suid-Afrika is dit so klein bietjie meer. Vir elke 10 mense wat in 'n padverkeersongeluk sterf, sluit vir ons in. Vir elke 10 mense wat in 'n padverkeersongeluk sterf, pleeg 8,3 mense selfmoord. Dat daai bietjie insink. Hoekom pleeg jy selfmoord? Jy het hoop verloor. Jy is moedeloos. En ek wil sê, jy het jou vertroue in God ook verloor. Maar baie van dit is nie so nie. Maar jy het so moed verloor, dat jy nie meer, wel, dan het jy jou vertroue in God ook verloor uit die hart van saak. Maar dat jy nie meer 'n uitweg sien. Ek het oor die laaste paar jaar, seker 6 mense gehad wat by my ingekom het. Of hy wel weet. Dan sê vir jou, sê net vir my, hoe werk die selfmoordklausuule op 'n polis? Dan weet jy mos. Hoekom wil jy weet hoe werk die selfmoordklausuule op 'n polis? Dis soos ek met jou wil sê, nie so, as my seun dronk bestuur het gisterand in my kar gestaan het, gaan die versekering betaal. Jy weet ons sy seun in die kar bestuur het dronk bestuur. Anders gaan hier nie daai vraag vra. Maar laat dit is ongelooflik hoeveel van ons mense selfmoord pleeg. En waar laat dit daai huisgesinne? Gestremdheid, die toename in autisme is geweldig. Wat maak ons met hulle en kan my terug tot vaardigheid? En dan vir my belangrik selftrots. Vriende, as ons nie meer, as ons selftrots kan terugkry in ons mense, of in iemand, maak saak wie hy is nie. As my 'n kollega by my by die werk, wat met sy fiets werk toe ry, en hy bly daar in die Gopse by, in Ikageng. Swarte, maak nie saak nie. As hy geen selftrots het nie, gaan hy nêrens kom nie. Ons moet selftrots onder ons volk bou. Verslawing en rehabilitasie, dwelms, alkohol, misdaad. Ek gee nie om vir die ander ouens nie, en ek bedoel dit nie lelik nie,
Ons begin by ons eie mense. Ons besef nie hoeveel vir ons mense gebruik daaroms nie. Ongelooflik baie. En daai ander twee is verband met mekaar. Ek het daar gesit armoede vraagstuk, want ek weet hoe spreek mense dit aan nie, maar as ons die armoede vraagstuk aanspreek en reg aanspreek, val 'n groot deel vir hierdie outomaties weg. Maatskaplike werksgroepe, ekonomies, vinnig, ekonomie en handel gaan oor entrepreneurskap ontwikkeling, volkseie ondersteuning, ons het daarvan gepraat gister, die skep van markte, onder mekaar. Hoe gaan ons dit doen? Finansies, sake sektor, finansiële instellings, dit sluit in geldstelsels. Die skuldlas van ons mense moet verminder word. Finansiële mobilisasie, ons geld by mekaar trek, pool, dis ook dinge wat daar gebeur. Landbouorganisasies, grondbesit, winsgewendheid, dis nie enkele elemente daarvan. Nywerheid, die vestiging en instandhouding daarvan en dan arbeid, belangrik vir ons mense, die beskerming vir ons mense binne die arbeid, die werkskepping, indiensneming en selfwerksaamheid. Dinge waar ons moet aandag gee. En dan kom ek by die ondersteunende werksgroepe. En hier het ek weer die Boer-Afrikaner Volksraad in. Kom ons begin vir 'n verandering by die tweede en ons kom terug na die jeugaksies. Ons moet kyk om ons jeug te bemagtig. En baie van hierdie oorvleuel met van die ander werk, dis logies. Maar iemand moet gaan fokus om te kyk in ons jeugaksies, om 'n toekomsvisie te skep en hulle betrokke te kry. Ons het hoeveel keer vir ons gesê, ons is vir die dae nie meer hier nie. Media en kommunikasie, en daar kom Vriend Koter dit baie sterk in. Daar moet die etiese kode wees. Ons kan nie lieg nie. Ons kan nie stories maak om ons eie saak te bevorder nie. Ons kan nie die 9de gebod bly oortree in ons media dekking en wat ons doen en om ander ou sleg te sê. En karakterskending pleeg. Mag nie doodslaan nie en ons weet dit sluit in karakterskending vir ons kategismes ook duidelik. Ons kan dit ons nie doen om ons saak te bevorder, dan vra ons Here help ons nie. Die koördinering van aksies. As ek 'n ding uitsit, laat 'n ander ou dit ook uitsit. Of minstens die koördinering ten opsigte van, hier's iets wat ons graag wil dryf. 'n gedagte. 'n narratief wat ons wil skep. Kom ons koördineer met die verskillendes. Positiewe boodskappe. Ons moet ophou om negatief te wees. Ons moet ophou om te sê hoe sleg gaan dit. Ons moet positief begin raak. Ons gaan beter. Ons moet laat presteer. En dan feite en waarheid. Dit sluit maar baie aan met die etiese kode. Want ons moet feite en waarheid werk. Advies en navorsing, nou jy dink ek byvoorbeeld aan Prof. Wat oor historiese feite baie duidelik, baie werk kan doen en ken en gedoen het al, ensovoorts. Dis 'n werksgroep. Dit beteken nie, hy doen dit voltyds nie. Dit beteken nie, daar moet by mekaar gebring word, want dit bly weer hiernatoe, dit bly weer na die in kennis stel. En dan volkseendragtigheid, ons moet betrokke kry, gesprekke met onderwys kry en koördinering van aksies waar ons kan. Nou kom ek terug na die BHV toe. Wat is die BHV? Wat my aanbetref, wat kan nou gebeur? Die mandaat wat julle het. As jy tog as volksraad, tree jy tog op as spreekbuis. Jy kan tog vir ons as 'n spreekbuis optree. Kom ons swaai terug stap in die struktuur is gewerk. Wat is hierdie anders as 'n volksregering? Kom ons sê ons kan dit reg kry. As daar iets gesê moet word, wie moet dit sê? Die BHV moet die spreekbuis wees, want daar is 'n vorm van gesag. Daar is daai mandaat in 'n sekere opsig daarom daar. Al is hy 'n bietjie afgemaak, maak nie saak. Nou kan ek miskien nie terugkom na die tussentydswerk. Die doelwit is tussentyds gesit, omdat ek die vestiging van 'n volksgesag hierby gesit het. Julle in die BHV het 'n mandaat gekry. Julle kon dit nie 100% uitvoer soos julle wou nie. Ons kon nie nog 'n verkiesing reël. Maar julle kan die leiding neem daarin om te sorg dat ons weer by 'n verkiesing uitkom. Want hierdie ander mense kan so besig wees met waarmee hulle besig is. Dat iemand moet daai lysens vat en sê, hier sê ek, kom ons gaan aan. En dit, in die aard van saak, as julle gaan en julle sê, maar daar is die VVK, en die VVK kan dan die gang kom en dit doen. Want julle het ons nou julle werk gedoen. Maar iemand moet nie die leiding neem daar, maar dit is net voorbeelde. En dan is ons onderhandelaars. Maak daar ook 'n nota. Okay. En dan is ons onderhandelaars. As iemand namens die Afrikaner volk gaan praat by onderhandeling, wat oorhandiging van 'n petisie of wat ook al, kom ons skep op klaar die Joodse Raad konsep, dat die BHV doen dit.
En nou gaan dit nie oor wie die persone daar is. Nee, julle kan net die aard van saak aanhou saamvat as julle wil. Maar dit gaan die BAV gaan oorhandig daai petisie. Nie 'n komitee nie. Die BAV doen dit. Okay. First, ek gaan nou hierdie volgende, dis die aksiestruktuur, dis die 5 pilare, met hulle onderskeie goed wat ons nou sal gaan, ons panele, en dan laaste pilare in die werksgroepe, soos wat hulle nou eintlik gesit word. So ek is nou absoluut oop vir kommentaar. Miskien moet ons net gou begin, want jy het gesê, skryf jou naam neer. Ons teruggaan. Hierso. Ja, ons mandaat wat vir ons gegee was, was baie beperk. Maar daai mandaat is deur die VVK bepaal. Ek het op 'n stadium met die VVK in verbinding getree en vir hulle gesê, kyk, laat ek net jou sê, en dis ongelukkige punt waarteen ons keer op keer gestuit het binne die Volksraad self. Het ek gesê, kyk, daai reëls is nie deur 'n gekose of 'n verteenwoordigende liggaam geskep nie. Maar die VVK moes geskep word, minstens om dan nou die eerste Volksraad verkose te kry. Maar 'n ding soos 'n Volksraad se funksie is eintlik om wette te maak. En wat ons Volksraad behoort te doen, is om te gaan en 'n behoorlike, noem dit nou maar 'n kieswet, te skryf. Met ander woorde, ons moet daardie reëls van die VVK vat, en dan moet ons dit net in die volkswetgewing omskep. En dit beteken nie om alles oor te skryf. En dan kan jy in daardie ding die mandaat wyd genoeg stel en sê dat 'n verkose Volksraad se taak is om ook op die ander terreine van die volkswet die nodige te skep en te doen. En dit sou onmiddellik daai pad oopmaak waar jy tans vasgevang is in 'n baie geslote soort van 'n mandaat wat ons uitgevoer het. Heer Andries, bedoel u die raad of die nuwe verkose raad? Nee, die begin sommer by jy dit. Selfs die huidige raad kan dit doen. Begin al hier. En ek het 'n redelike positiewe antwoord van Chantel gekry. So ek dink dis iets wat ons steeds kan doen. Ons is daai iets wette vat en die goed gaan regmaak. En daardeur skep jy reëls wat die Volksraad se mandaat wyd genoeg stel en waarvoor ons kan optree. Voorstel, ek is baie bly oor hierdie inset. En dis presies hoekom ek dit by die aksiestruktuur gekom het. Hy lê nou ook nog wil ondersteun. Maar dis min of meer waar die werking is, want hy gaan ondersteunend wees. Maar dis ook presies hoekom ek hom uiteindelik uitgeskuif het hier. Want jou Volksraad, die ideaal sou ook wees, as jy praat van 'n regering in alwag, sou jou ideaal tog wees om jou Volksraad te verkies. Jy het jou president van die Volksraad en jy het jou lede van die Volksraad. Want as jy kom noem dit maar ministers hierdie, as die hoofverantwoordelike in hierdie onderskeie pilare. En onder hulle stel jy die ouens dan, as jy by sê, lekker vroeg, ek al nou gegaan. Ekskuus. Onder hulle stel jy dan outomaties, wat hy nou, ek het hom afgedruk, dis hoekom hy, om hy nou so maak. Stel jy dan jy het jou uiteindelik, dis toch die ideaal. En hierdie is hopelik uiteindelik verkose lede van die Afrikaner Volksraad BAV. Hopelik. Dis iets wat julle oor moet besluit. Maar hy kan dan toesig hou dat hierdie betrokke afdelings werk. En waar kom dit uit en koördineer? Want as staatkunde en volksstaatkunde nie met mekaar praat nie, dan maak het nie sin. En dit is net voorbeelde. Hierdie is uitgehaal uit die verskillende departemente waaroor die Verenigde Nasies Handves van Regte vir Volke sê, jy behoort selfbeskikking te hê. Waaroor jy self vir die eie sake mag sluit. Die meeste van hulle kom uit dit uit op daai basis. Maar ek wil dit mag gebeur dat kultuur besluit, want taalkuns en kultuur en historiese erfenis hoor sommer net in een departement. Dan kan dit gebeur, dit maak nie saak nie.
godsdienst is eintlik nie 'n departement van 'n staat nie, né? Maar jy weet hoekom hy daar is. Uiteindelik gaan hy eintlik met hy uit. Want ons moet nie staat in kerk vermeng nie, en dis nie die bedoeling van hom hier nie. Maar godsdienst per se is 'n groot deel van onderwys, van taal, kuns en kultuur. Hy kan ook eintlik eerder daaronder sorteer. Dit is vir besluit, en as jy dit doen, so kom dit maak my opgewonde wat jy nou sê. Want dit ondervang die moontlikheid om hierdie tydelike struktuur wat ons kan vestig en mense betrek en te kere gaan. En onthou nou, elke ou wat hier staan, wat daar is, hoef nie 100% presies met my saam te stem. Hy moet net die belange van die Afrikaner bly bevorder. Dan kan ek hom benut hier binne, want hierdie is die seggende instansies. Dis werksgroepe. En ek voel op hierdie stadium sal ek hier slaafsig werk ook gebruik as dit vir 'n goeie werk weer. Ekskuus, voorstel. Sekretaris, jy wil iets sê, dit ek nie rede. Nee, as die Volksraad sover kan gaan om die reg, ek wil amper sê toe te eien, om die VVK se reëls te omskep in 'n volkseie wetgewing, dan kan daar mos nog sulke volkseie wetgewings volg op daardie. Ja, so dit bring ons dan by die punt waar ons sulke volkseie wetgewings kan bepaal om hierdie strukture aan die gang te sit. Korrek, dit formaliseer. Dit maak 'n wetgewing inderdaad soos Andri sê, die Volksraad is eintlik 'n wetgewende liggaam. Ja, ook die wetgewende liggaam, onder hom kry jy die uitvoerende liggaam. Ja. Dit is maar die staatsdepartement. Dit is net so. Die soort van. Maar dan gaan ons die funksie kry wat ons nodig het. En hulle is nie noodwendig lede van die Volksraad nie, net soos dat sekretaris-generaal van 'n departement is nie lid van die Volksraad. Ons moet dit daai tegniek te gebruik. Hierdie ministers is lede van die Volksraad. Die sameroepers, die hoofkoördineerders van hierdie afdelings is jou departement se of as daar is jou sekretaris-generaal van wat ook al van die departement. Hierdie is die departementshoofde. Maar nou net om die ons, ekskuus, ek wil jy dat is reg. maar dit is presies die punt. En dis hoekom hierdie is dit, hy is uiteengesit, maar nou kyk ons na die Boer-Afrikaner Volksraad kom met 'n gedagte rondom wetgewing. Maar om een of ander rede is daar geen ekonoom op nie, maar hy wil oor ekonomie iets op die tafel sit. Vat 'n simpel voorbeeld. Staan ons nou vry om by hierdie afdeling toe te gaan, waar is ons ekonomies? En te sê, luister, ons wil 'n wetgewing oor geld op die tafel sit. Gee julle vir ons die advies. Julle departement, want dis soos dit werk. Die departement werk die wetgewing uit, die parlement begin dit oorweeg, aan die parlement sit nie daarbo en dink aan die wetgewing. Dis dan vir hulle doen, maar simpel, maar dis die gedagte, is dat jy uiteindelik moet hy gaan bostaan, maar hy bly eintlik in ondersteunende hoedanigheid ook op hierdie staan. As dit hy regsadvies nodig, dan kom jy na regskunde toe. En hier hoef nie, dis nie voltydse werksgroepe nie. Die ou wat saamroeper is van die regskundige groep, kan kom daar wetgewing op die tafel oor ekonomiese sake. Hy gaan tog nou nie vir hierdie ou wat 'n kenner is op staatsreg, of daai ou wat 'n kenner is op 'n laster. As jy my nou vandag so baie vrae gevra het of daar lastersake is. Hy's 'n kenner op daai terrein. Hy gaan ons nou ouens bymekaar roep wat hy weet is kenners op die finansiële terrein. Dis sy daai prokureur en advokaat se spesialistveld. Dieselfde met as hy tog gaan oor internasionale sake. En internasionale reg. Koos maar nog nie voltyds daar betrokke is nie. Maar jy kan ons ook betrek daarbey, want dis werksgroepe. En jy kan 10 werksgroepe op 'n slag in die gang hê en afdeel. Maar dit is die gedagte dat ons met mekaar sê, as ons hierheen kan begin werk. En die BLV sê vir ons verstaan ons rol op hierdie stadium. En ons gaan ons, ek wil eintlik nou so met hom in die kies sê, ons gaan ons uitpresteer. Ons wil nie meer hier sit, ons wil ons uitpresteer boontoe. Begin met daai wetgewing. Begin ons inbring, want tussen gebruik ons julle as onderhandelaars of die seksman. En niks verhinder jou om te sê, maar as ons gaan praat oor hierdie saak, ons hierdie ou saamvat, dan is hy nie op die BLV nie. Ons wil hom saamvat, want hy weet van daai ding, weet hy iets. Niks verhinder mense om dit te doen. So hy's op hierdie stadium is die gedagte, plooibare ding,
Ek het min of meer dink ek omtrent al daai positiewe en negatiewe punte hier aangespreek en nou wil ek net by julle kom as 'n voorbeeld. Aan die een kant het ons die adviesraad wat 'n direk verhoor gee. Maar julle die julle inligting, julle advies oor wat is julle planne? Maar julle kan by staatkunde of volksstaatkunde waar jy dan ook al inval. Jy kan ons daar gaan werk in daai werksgroepe en dan stoel ons daar met mekaar uit. Dan is dit nie 'n openbare uitstoei nie. Ons stoei daar met mekaar uit en ons kyk wanneer kan ons met 'n werkbare ding na vore kom. Ons kan oor sport, feeste ensovoorts. Kan ons baie goeders doen. Ons het hoeveel mense wat betrokke is op hierdie terreine. En dan sit ons met mense en ek sê dit openlik voorster, ons sit met mense wat net te hartgat is om saam met ons te werk of wat net te dikwels moeilik is om mee saam te werk. En ek ken baie ouens. Wat ek weet is ek vir hom sê luister in die ekonomiese sektor by landbou, wil jy nie maar 'n bietjie bydrae kom lewer nie. Al kom doen hy dit net omdat sy eie belang raak, gaan hy inset kom lewer. Maar hy wil nie by hierdie alles betrokke wees nie. En dit maak dit dink ek 'n sinvolle struktuur. Voorste ek wil afsluit. My doel met hierdie en ek sê my doel is verkeerd gestel. Dis nie my werk hierdie nie. Dit kom met ouens oor 'n langerige tydperk wat ons hard gewerk het en gesê het kom ons probeer. Tongenetjies gesê, hulle sê hulle praat nou al vir 3 jaar oor dit en soveel jaar oor dit en alles. Die doppers het vir deksels van 88 af gepraat oor die vrou en die amper het nog steeds nie altyd antwoorde nie. So maar die punt wat ek wil maak is, hier is baie werk en energie in. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor dit is eintlik sinvol prakties. En as iemand nou kom met 'n voorstel en sê maar kom ons doen dit, asseblief dan inkorporeer ons dit met groot graagte. Die BAV was nie in hom aanvanklik nie. Hulle is 'n losstaande liggaam wat ons betref. Eintlik het hy hieronder geresorteer. En ek het net tot die besef gekom, maar hy kan nie daar sorteer nie. Hy moet hier sorteer, dis sy plek. Ons moet hom daar neersit. En so kan ons verander. Vriende, soos julle insette wil lewer, asseblief doen. Maar ons sal met mekaar moet praat oor hierdie goeders. Ons sal mekaar by mekaar moet kry. Ek sal die stemmer en die nie stemmer moet kry om saam te praat oor volksstaatkunde, of ek nou wil of nie. Ek het nie 'n keuse nie, ek moet. Want elkeen het 'n gedagte. En uiteindelik gaan dit nie oor wie ek dink nie. Maar kom ons sit alles op die tafel so ver as wat ons kan. En ons laat die uitvoering, die uiteinde daarvan, laat ons in die hande van ons Hemelse Vader. Want hy beskik oor ons toekoms. Advokaat, baie dankie. As voorsitter van die adviesraad het ek nog ietsie te sê. Ek neem aan dat die voorlegging raak die eiendom van die adviserende raad. Ons weet dat ons die kundigheid en die ekspertise van ander hier moet gebruik, maar die BAV en die adviserende raad sal die filter dien vir wat hier dan nou letterlik deel sal word van volksuitvoering. Maar die advokaat het die reg om te gebruik volgens die adviesraad dit wat hy nodig het om hierdie sake te aktiveer. Is dit goed met u? Ek is gemaklik, dit hang af van die res. Maar in die geval gaan hierdie adviesraad voort nou. En dan wil ek net vir u die omstandighede skep. Dis nie vir my moontlik om julle goeie mense te bereik elke dag nie. Ek sit ver van u af. En om hier te kom of dit elektronies af te handel, dit geskied nie volgens die doel nie. Daarom wil ek die adviesraad oproep om 'n mandaat aan die Boere-Afrikaner Volksraad te rig, en ek wil die sekretaris vra om dit deeglik te notuleer. Dat die Boere-Adviesraad, die Boere-Afrikaner Adviesraad, hiermee 'n mandaat verleen aan die Boere-Afrikaner Volksraad om optredend te wees al dus hulle die toestemming kry by die liggame wat hulle wil, maar dat hulle 'n volkome mandaat verkry om op te tree as spreker vir hierdie
adviserende raad. As daar iemand is wat hier teen wil staan, dan het hy nou die geleentheid om dit aan te meld. Ek verstaan nie wat jy nou sê. Ek praat met die adviesraad, ek praat nie op die oomblik met die volksraad. Ja, maar jy sê Ek praat met die adviesraad- optree as spreker namens die adviesraad. Wanneer ons hulle in hierdie aspekte van hierdie voorlegging nodig het om te praat, dan gaan ons vereis dat hulle as volksraad op sal tree. En om u reg te verduidelik, heer Andries, was dit 'n 7 jaar stryd waar ons letterlik entoesiasties en met vele koste probeer het om die volksraad op so 'n vlak te kry dat ons die naam volksraad kan gebruik in 'n volksoptrede. En ek dink dit kan nie krimineel geag word in die posisie waarin hierdie volk hom op die oomblik bevind nie. Ons sit met krisisoptredes en ons het hierdie oorblyfsels nodig om 'n stand te maak en om aan ons die vermoë te gee om die titel van volksraad, en dit moet u dan uitsorteer met die VVK, dat hierdie mandaat om in 'n sekere mate die sterkte te wees vir hierdie volk in sy oorlewingsstryd, sodat ons die voorsitter en die volksraad kan gebruik om sprekers te wees wanneer ons dit nodig sou hê. Ons is in 'n absolute doodloopstraat. En hierdie noodoptrede gaan die agenda van hierdie adviesraad wees. Ondertussen het hierdie adviesraad hom gekwalifiseer as 'n adviserende raad. En al hierdie aspekte wat hier gebruik is, in al die voorgestelde optredes, alhoewel alles nie in die openbaar bespreek kan word nie, beteken dit werklik dat daar adviserende temas na vore kan kom, en dan bevestig ek dat die uitlopende opinies werklik van toepassing is binne die raamwerk van hierdie raad. Geagte here, daarmee verklaar ons dan u kan voortgaan, Kan ek iets byvoeg hierso? asseblief. Ek wil u voorstel herformuleer, meneer die voorsitter. Doen dit gerus as in dieselfde basis. Dat die voorstel wat van die adviesraad af mag kom aan die volksraad, wat gaan dien as spreekwys, die volksraad om daaroor sal uitlaat, mits dit binne sy prerogatief is om 'n uitspraak rakende dit te lewer. Geagte voorsitter van die volksraad, die aanmerking wat u nou gemaak het, is heeltemal van toepassing. Die basis van die adviesraad is dat hy die mandaat aan die volksraad verleen om hierdie mandaat te hanteer en te skuif soos wat die volksraad sou behaag, maar dat die mandaat werklik uitgevaardig word op hierdie dag van die 24ste Januarie 2026. Ek beskou dan nou hierdie tema as afgehandel